Gek oor haar eie Afrika Ondier episode 113. Hulle is eintlik veronderstel om te werk, jy weet, dink Lia toe Jesu en Anna maandagoggend aan Sergio se woonstel deurkom klop. Terwyl hulle nou 'n kleuterskool en dagsorg hier in Sergio se woonstel aan die gang het met Gatto se kleintjies hier, lig Jesu hulle in, sal hulle asseblief sommer na die Da Silva tweeling ook kyk. My vrou wil saam gaan welpies kyk daar by die leeuplaas. Sy houding wys dat dit tyd is dat hulle twee hulle kant as peetouers moet bring. Natuurlik, Sergio help hom om die stootwaantjie by die deur in te kry. Agter hulle stap Anna in met 'n doekesak so groot soos 'n venter sleepwaantjie. Alles is hierin. Ekstra klere sou dit nodig wees om vir hulle iets anders aan te trek ook. Nou, hoekom sal dit nodig wees om vir hulle iets anders aan te trek? Wil Sergio weet. Hou jy van popspeel? Hulle lyk dan asof hulle nou net gebad en skoon aangetrek is. Die reuk van babapoeier, wasgoedversagmiddel en nuwe speelgoed hang soos 'n lentebriesie in die lug. Ja, hulle is nou net gebad en skoon aangetrek, sê Anna, want hulle het 'n bietjie van 'n magie aan hulle. So hulle poefies 'n klein bietjie meer as gewoonlik, vra Sergio versigtig. Poefies is 'n verkleinwoordjie, hulle shorts en skate vir 'n eerste plek, bevestig Jesu. Hy klink amper so trots oor daardie prestasie en mylpaal, soos 'n pa wie se 2,5 maande oue seentjies gekies is vir die junior billetjie rugby span. En as dit gebeur, dan moet jy hulle ook maar bad en skoon aantrek as hulle klere vol gemors is. Bad en skoon aantrek. Lia voel hoe 'n benoude knop homself hier in haar boonste slukpyp kom tuis maak. Ja, hier is die klein baadjie wat daar in die babakamer is. Jesu het dit uitgehaal, net vir ingeval, met seep, shampoo en handdoeke, sê Manuel, wat ook nou sommer net instap. Seep en shampoo vir koppies waarop daar 7 of 8 spierwit donsies is. My heuning, dink Lia en sê liewer niks. Maar erger as dit kan dit darm regtig nie raak nie. Ag, sit die bad op die eetkamertafel neer, beduie Sergio. Sy houding wys dat die ding waarskynlik heeltemal onnodig daar is. Vir nou ja, maar as dit nodig raak vir bad, wanneer die groenigheid daar onder hulle wessies uitklim, bad hulle liewer op die grond. As hulle dan val, is dit nie ver nie, verduidelik Manuel hulpvaardig. Pa, het jy my laat val toe ek klein was? Roep Jesu ontsteld uit. Ag, net een keer seun, darm net een keer. Hy lieg. Wat gebeur het, is dat hy jou in die bad moes vashou, terwyl ek die handdoeke en goed reg gesit het, verduidelik Maria. Toe glip jy uit sy hande en onder die water in. Ek onthou net borrels en pierings. Toe skree ek, Ma, help hier, sê Manuel. Wat is borrels en pierings, oom Manuel? Vra Lia. Borrels wat by sy neusie uitgekom het en pieringgrote bruin oogies, daardie verwyd waarmee hy my aangekyk het. Nee, dit was sekerlik skok, besluit Lia. Die dat ek pa daarna laat sit het elke keer as hy jou moes vashou. Maria val Sergio se kombuis met 'n mandjie vol bottels in. In hierdie huis is die rolle natuurlik omgeruil. Sergio, jy sal hopelik sorg dat Lia eers sit as sy dalk 'n bottel moet vashou. Sis ma, keer Jesu en kyk verskonend na haar, maar Lia trek net skouers op. Maria is reg. In hierdie huis is Sergio waarskynlik heel wat beter toegerus om na klein goed te kyk as sy, selfs al is die klein goed mensbabietjies. 8 bottels, net vir ingeval ons dalk baie laat terugkom, beduie Anna. Sergio sal weet hoe warm om hulle te maak. Ja, nee, kyk, Sergio is mos die expert, vereg Lia amper. Sy het darm ook al bottels warm gemaak, al was dit vir leeuwelpies. Dis nie asof sy niks van niks af weet nie.
Elke hoeveel uur kry hulle 'n bottel? Vra Sergio. Veronderstel om so elke 4 ure te drink, maar ek gee maar vir hulle as hulle vra, sê Anna. 3 ure dan, maksimum. Sergio is 'n wetenskaplike, hy soek meer presiese opdragte. Ja, waarskynlik so om en by 3 ure, maar as hulle gouer vra, gee maar vir hulle. Kom dit steeds baie vaag van Anna af. Nou wat beteken dat jy heeltemal genoeg melk daarmee het vir tot diep in die nag? Hopelik bly daar selfs 'n bottel of 2 oor, besluit Sergio nadat hy weer getel het. En wat doen ons met die melk wat oorbly, vra Lia, bedoelende dat dit darm seker daarna in 'n yskas behoort gesit te word. Ag, gooi dit weg, of gebruik dit vir melk in julle koffie of oor die pap, beduie Jesu ewe gemoedelik en mededeelsaam. Flippin hel, ek voeter vir jou Jesu, vlieg Anna hom in. Dis mos haar eie moedersmelk wat daar in die bottels is. Nog iets, vra Lia, en probeer om nie verder aan Jesu se aanbod te dink nie. Miskien drink sy nie weer tee as sy daar by hom en Anna in hulle huis gaan kuier nie. Ten minste nie tot die kinders hoërskool toe gaan nie. Gaste wat invlieg Lia, herinner Anna haar aan iets anders. Ek het nommer 2 in die Gonzaleskamp laat regmaak vir hulle. Dit is 'n man en 'n vrou. Sergio sal weet dat die Franse hulle ook genooi het om die week hier te kom vergader, so 'n bietjie inligting met hulle moet kom deel hierdie kant. En wie is daardie mense? Vra Lia. Dr. Cameron, een is 'n mediese praktisyn en een is mos 'n veearts, sê Anna. Die Camerons, kom hulle al vandag deur? Weet jy daarvan, Sergio? Vra Lia, deeglik bewus van die feit dat die Camerons, Dave en Katja is van die plaas Navarra, heel wat verder noord van hier. Katja was Sergio se eerste liefde. Nie dat sy bang is vir die vrou nie, net versigtig. En voor so 'n mooi mens sal sy daarom baie graag haar beste voetjie wil voorsit. Nee, ek het dit ook nog vir môre. Is dit regtig vandag? Hoe laat verwag ons hulle min of meer? Vra Sergio. So teen 2 uur, maar hulle het uitdruklik gevra dat ons nie moeite vir hulle moet doen vir vanaand nie. Hulle 2 wil glo alleen wees, die dat ek 'n kaas, koue vleis en beskuitjie bordjie daar in hulle yskas gelaat het met vonkelwyn op die ys, sê Anna. Beteken dit dat hulle hier sonder die kinders is en om te kom werk aan nommer 6, dink Lia, sonder om in die minste afgunstig daarop te wees. Sy het mos vrede gemaak met die feit dat sy kinderloos gaan bly. Babas is duidelik werk. Kyk byvoorbeeld na hierdie pak kaas, wat die Da Silvas nou hier in Sergio se woonstel kom aflaai het. Sergio, ek het gevra dat hulle jou kontak wanneer hulle naby is, sodat jy kan seker maak dat hulle reg is met die landing en weet waarom hulle microlight te parkeer. Veral met Aleid wat môre ook die landingsstrook gaan gebruik. En as hulle wil gaan rondry vanmiddag, sal julle met hulle 'n plan kan maak of 'n voertuig vir hulle kan leen. Ja, hulle kan die Jimny gebruik, besluit Lia. En nou toe, laat julle wegspring. As julle te laat wegkom, steek die maaleeu haar welpies so goed weg, dat julle hulle glad nie te siene kry nie. Goed, laat ons gaan, maar sal julle regkom met alles? Vra Anna, moet ek nie maar bly nie? Ja, bly asseblief, dink Lia. Maar Sergio sê, nee, die kleintjies ken mos vir my en Lia, hulle gaan alright wees, en Katja sal laat weet as hulle naby is, dan sal ek maar net uitstap en hulle met die cruiser by die aanloopbaan gaan haal. So stel Sergio hulle gerus. Intussen groet Anna haar tweelingseentjies, asof sy hulle nooit weer lewend gaan sien nie. Moet hulle almal so dramaties wees, wonder Lia. Dit is daarom so waar nie die eerste keer dat sy en Sergio klein goed oppas nie, verflaksman. Maar dan is dit die eerste keer waarop hulle heeltemal alleen met die tweeling hier op die plaas gaan agterbly, sonder enige bystand.
maar almal wat die huis en die plaas met hulle deel, behalwe die kombuis en skoonmaakvroue en Manuel se plaaswerkers, is op daardie groen wils besigtigingsvoertuig daar buite. Selfs Arend sit heel voor links en Anna skuif tot teen hom, sodat Jesu sy plek agter die stuurwiel kan inneem. Hou julle fone asseblief aangeskakel, roep Jesu voordat hy die trokkie aansluit. Ag, moenie worry nie man, ons het in elk geval John se 2-rigting radio ook hier. Sorg net dat julle fone aanbly, sê Sergio. Ons sal, maar ek is seker dat julle twee alles onder beheer gaan hou, kom John se stem van vryvuur af. Hy het Paula styf onder sy arm. Haya sit op die ander punt van die bankie. Sylvie voor hom, langs die oorseese besoekers, wat al uit ingevlieg het, voordat hy nou Johannesburg toe is. Naaste aan voor, sit Manuel en Maria met Peer langs hulle. Daai optrok is hopeloos oorlaai, brom Lia. Nee man, hy's net vol. Dit is hoe hy moet lyk, as Jesu wil geld maak in die toekoms. Hendreken nou betaal net 2 van die 50 mense vir hulle sitplekke. Sak Lia, dis 15 mense. Sergio stap by sy plek in en gaan loer eers by Gatto en haar kleingoed in die kartonboks wiegie wat Lia vir hulle geprakseer het in. En toe buk hy oor die 2 silwaatjies in hulle stootwaantjie. Hy skud sy kop tevrede. Dis rustige ouens hierdie, maar hulle gaan nie meer langsaam in een waantjie pas nie hoor. Die manne het gepop soos brooddeeg net voordat hulle in die oond gedruk moet word. Hulle het groot geword sedert ek hulle laas gesien het. Lia gaan staan langs hom, hy's reg, op pad na 3 maande toe en die seentjies is lekker stewig en begin sommer rondraak. Pragtige goetjies met hulle eislike donkerbruin oogies en blonde donsies wat seker moet deurgaan vir hare as hulle ma dit so noem. Wat sal ons kyk hoe ver ons met jou werk kom voordat hierdie tweeetjies wakker word? Vra Lia. Maar die 2 is net so soet as wat Gatto se kleingoed is. Verbasend vorder hulle besonder goed met Sergio se verslae oor die afgelope week en naweek. Staatjies wat hy besoek het, waar die mense nou onderneem om met natuurbewaring saam te werk. Diere wat in die proses gered, versorg en gespui is. Inspuitings teen hondsdolheid, inenting vir diere teen siektes wat met die reenseisoen gaan kom, verligting teen droogte op plekke wat afhanklik is van boorgatwater, maar ook die begin van 'n magdom insekte wat draers is van verskeie peste, hoenders wat gedip is, goed wat in hulle water gegooi is. Selfs in 'n paradys soos Mosambiek het 'n slang of 2 wat invlieg. Party seil op hulle mage in en ander kom deur die lug soos goggas. Nie mikroligte vliegtye nie. Teen 12:00 begin die tweeling kriewel. Typies kleingoed steek die een die ander aan. Hoe laat is daai klomp hier weg? Vra Lia. Om en by 9:00. Sergio stuur van sy eerste verslae weg per e-pos. Hy begin om die foto's van die gewonde leeu's na sy laptop te stuur. Jessie, hierdie 2 lyk sleg, steun Lia. Daardie leeuwyfie moes erg gelei het. Om te dink dat hier mense rondloop met ligte vuurwapens en dit dan op diere gebruik. Selfs leeu's, wat dink hulle? Ja, dit is die ongeluk. Hulle loop nie te voet nie. Hulle ry met 'n bakkie tot naby aan die diere en daarna maak hulle magasyne leeg. Van die mense in die omgewing het hulle dit blykbaar sien doen. Ek wens sowaar ek kon my hande om daardie klomp se keelgat te kry. Ek wurg die lewe uit hulle uit, sê Sergio. 'n Bakkie? Nou hoekom sit jy nie die inligting op ons WhatsApp groep sodat almal kan uitkyk vir so 'n bakkie nie? Of kon die mense nie die bakkie na wense beskryf nie? Weet ons nie wat die fabrikaat is nie? Nee, hulle weet presies wat se bakkie dit is. En dit is 'n baie goeie voorstel, Lia. Ek gaan dit beslis doen. Sergio staan op en stap na die waantjie wat nou skud soos wat die klein silwaatjies van hulle laat hoor. Hy tel die eerste enetjie uit en sy gesig vertrek.
Toe snyf hy hom, doen die nodige verkenning met sy neus en kom tot die gevolgtrekking. Ek dink dit is hier. Wat, vra Lia en stap nader. Die poepstorm. Sergio hou die mannetjie 'n armlengte van sy lyf af weg. Hy kyk af na sy eie hemp om seker te maak dat die bewyse daarvan nie op hom afgesmeer het nie. Ag nee, Lia kyk hom 'n oomblik aan en toe gaan haal sy 'n matrasbeskerm paslaken uit Sergio se kas om die beddegoed mee te beskerm. Sy pak die ander goed af en gooi die laken daar oop. Daarna beduie sy vir Sergio. Daar sy, nou kan jy gou sy doek omruil terwyl ek hulle bottels warm maak. Nee, wag eers, het jy gesê, ek moet die doek omruil. Sergio se wenkbroue klim. Natuurlik sal dit jy moet wees wat dit moet doen. Dit is mos duidelik dat Anna die wêreld se vertroue in jou het. Ek het nog nooit 'n baba se doek omgeruil nie, voeg sy by. Wel, ek ook nie, sê Sergio. Hy lê die kleintjie op die bed neer en begin om sy een stuk pakkie voor en by die bene oop te knoop. En toe roep hy uit, goeie genigtig Lia, het jy al in jou lewe so iets aanskou? Nog nooit. 'n Groen papery wat by sy doekie uitgeklim het en nou oor alles is. Heeg, dit moes verskriklik ongemaklik gewees het. Gou, Sergio, haal die doek af. Ek kry 'n plastiek sak om dit in te gooi. Nee, wag eers. Waarvan ek kry die plastiek sak en jy haal die doek af, asseblief Lia. Ek voel so effens naar. Hy los sommer die kleintjie en stap kombuis toe, krap in sy kas agter plastiek sakke aan. Sergio, ek verstaan nie, hoe kan jy naar word hiervan? Daai leeu's se wonde was septies. Ek is seker dat jy al erger dinge as hierdie geryk het. En wat van Gatto se eerste maagie toe sy 'n ou klein babietjie was? Seker moes jy haar met 'n sponsie gehelp het? Daai was niks in vergelyking hiermee nie, verklaar Sergio en gooi sy kombuisvenster wyd oop. Wel, dan sal sy maar vir hom moet wys dat sy 'n groter uithou vermoë het as hy. Lia buk oor die mannetjie en begin doek losmaak. Sy moet ook sluk om nie oor te kook nie. Ek dink dit is die stadium waarop jy vir ons 'n baadjie moet gaan tap, besluit sy en vou die gemors in die doek toe. Sergio sit een van daai pakkies met die nat doekies langs haar neer en toe drafstaf by met die plastiek badkamer toe om te gaan water tap. Lia begin vee, maar dit doen nie naaste by die nodige werk nie. Sy wikkel die mannetjie uit die babygrou en trek sy vrokkie uit. Alles is groen en bruin. Maar onder dit is 'n pragtige volmaakte klein seentjie wat stink asof sy hom met suurpap uit die drein moes lok het. Sergio kom terug met die bad en balanseer dit op 2 eetkamerstoele daar reg langs haar. Miskien moet jy hom eers seep smeer voordat jy hom in die bad sit, stel hy voor, maar toe keer hy eers weer haastig. Of nee, liewer moet jy dit nie doen nie. Dalk is hy dan so glad dat hy uit jou hande glip. Jy weet, ons is gewaarsku oor daai saak ook. Wel, dan vat ek hom met 'n handdoek vas. Sy sit seep aan die waslap en begin die klein lyfie was. En toe druk sy hom met handdoek en al in die bad. Sy hou met al 2 hande vir al wat sy werd is vas, wat haar oortuig dat geen mens met net 2 hande 'n ma of 'n pa kan wees nie. Jesu en Anna en almal wat al kinders gebad het, is waarskynlik toegerus met 4 hande. Hulle steek dit net baie goed weg. Sy sit naderhand haar linkerhand agter die ouetjie se rug in en vat sy teenoorgestelde armpie vas. Uiteindelik is haar regterhand los en sy kan die ouetjie behoorlik seep smeer en was. En toe gebeur die ondenkbare. 'n Straal water kom van iewers af en spuit haar in haar gesig, haar mond en oë. Sy duins effens terug sonder om te los en toe is daar die straal dwars oor haar wit T-hemp. Sy roep uit, o my maggies, wat gebeur? Sergio, kom help my. Iets spuit, ergens kom water vandaan. Waar is Sergio ooit? Deur langs die yskas in sy kombuis. Hysteries aan die lag. Die klein mannetjie het haar sop nat gepiepie. Maar tyd om nou te veel aandag aan haarself te skenk is daar nie.
Sy moet die kleinman uit die water kry en terug in klere, want daar in die stootkarretjie raas sy boetie ook nou met haar. Waarskynlik soek hy dieselfde behandeling na 'n slap groen magie in sy doek. Hou op lag en gaan maak die bad leeg, blerrie Afrika ondier, trap Liam vas. Reg so ver, Sergio kom nader en gryp die bad, toilet toe met die water, en toe was hy dit onder die stort uit. Sit so in die verbygaan die handdoek in die wasmasjien, heel behendig, moet Liam toegee. Anders as sy wat nou probeer om vir mannetjie in 'n skoon vrokkie te kry. Sy armpies is ongelukkig nie van rubber gemaak nie, en sy wil nie te hard druk of buig nie. Agter haar sit Sergio nuwe water op die stoele neer, en da Silvaatjie nommer 2 klim soos Pavarotti deur die oktawe vanuit die stootwaandjie. Ok, trek jy die een aan, dan gaan trek ek daai een uit. Klink Lia vir haarself soos 'n drillsersant. En daar is dit ook so. Anna het al genoem dat 'n tweeling, met 'n tweeling jy jouself moet regmaak om alles dubbel te doen. Nog 'n vuil en bepoefde seentjie. Ag, sis tog. En hy lê waarskynlik al 'n halfuur lank in sy eie vrot en vergaan. Lia begin die klere van hom afstroop en daar gebeur dit weer. Maar die keer is sy reg vir hom. Sy sit 'n hand om die stroom water wat uit hom kom te keer en vee dit met 'n handdoek af. Sy smeer seep op 'n waslap en daarna oor sy lyfie. En die keer is sy baie meer behendig, dis hom in die water laat sak. Da Silvaatjie nommer 2 laat hom egter nie sommer net so in die water smyt nie. Die volgende oomblik steek hy 'n hand uit en gryp 'n handvol van Lia se hare, wat saam met hom in die bad beland het. En toe hou hy vas vir al wat hy werd is. Strooi halms vir 'n drenkelingetjie. Reël nommer 2, as jy lang hare het, maak dit vas wanneer jy babas bad, besluit Lia. En daar lê Sergio se selfoon en die radio praat gelyk. Die Camerons is besig om oor die aanloopbaan op Hurters Retreat te sirkel. Hulle het vroeër van Navarra af weggekom en nou is hulle hier, gereed om te land, as Sergio hulle sal kom bystaan. Word vervolg.